Môre julle kuier vanoggend saam met my Lisel van Sail hier tussen koffie en genade en vanoggend gaan ons weer lekker saam kuier. En ons is nou besig met 'n nuwe reeks waar ons 'n bietjie gaan praat oor jou gesondheid. En vandag se tema is: wie probeer jy beïndruk? So ons het nou weer 'n bietjie warmer weer wat dit lekkerder maak om bietjie buite te kom. Ons geniet weer die sonskyn. Ons kan weer dinge buite geniet. En dit is so belangrik ook om in elke aspek van jou lewe, elke oomblik ten volle te kan lewe. Maar ons gaan veral bietjie stil staan die volgende paar weke en ons gaan praat van hoe jy in jou gesondheid kan belê. So ons gaan praat oor vroue gesondheid en jou vroulikheid, gees, siel en liggaam en hoe om by genesing uit te kom. En dan gaan ek paar aspekte ook aanspreek van uitbranding. So as julle nou al klaar geluister het die vorige 2 weke, sal julle gehoor het ons het bietjie al gepraat oor verskillende aspekte van uitbranding en hoe dit jou kan affekteer. Maar ook dat jy nie nodig het om die res van jou lewe so doodmoeg te wees en altyd net te voel ek cope net nie met alles nie. So ek gaan 'n bietjie paar tips vir jou gee. Ons gaan ook praat van wat jy kan doen om dit te voorkom. En as jy dan uitbranding het, ek gaan 'n paar tips deel uit my eie lewe uit wat ek ook ervaar het toe ek self 'n paar jaar terug 'n adrenal fatigue gehad het en hoe die Here regtig met my die pad geloop het om my te leer hoe om in die rus van die Here te lewe. Want ons is nie human doings nie, ons is human beings. En hoe hy net saggies kom en vir my soveel beginsels te kom leer van hoe jy jou lewe so kan bedryf, dat jy uit 'n plek uit kan opereer, waar jy weet jy kan gaan krag tap, vol wees, en dat jy nie altyd voel, my beker is die hele tyd half leeg nie, maar dat jy letterlik kan voel, Psalm 23, my beker loop oor. So gaan kry gou vir jou koppie koffie, bel 'n vriendin, kry 'n notaboekie, ons gaan vandag 'n bietjie praat, soos ek sê, oor wie probeer jy beïndruk. Ek is nou weer terug. Welkom terug, ek hoop jy het vir jou 'n notaboekie gekry. Ons gaan nou 'n bietjie praat oor wie probeer jy beïndruk. Nou in Galasiërs 1:10 sê Paulus vir ons dit. Now, am I trying to win the favor of men or of God? Do I seek to please men? If I were still seeking popularity with men, I should not be a bondservant of Christ, the Messiah. En julle, hierdie is so ware mense lewe, want veral in vandag se kultuur is daar hierdie ongelooflike druk om populariteit na te jaag, om 'n influencer te wees, om raak gesien te word, en tot in die bediening, my bediening, en ek het hierdie roeping, en ek het hierdie ding, en eintlik die lang en die kort is, die dag as jy tot bekering kom, dan het jy roeping. So dis nie hierdie individue wat baie belangrik is, en uitstaan, en significance het, wat 'n roeping het nie. Elke liewe mens wat geroep is, en wat die Here aangeneem het, het 'n roeping. En dis in die bediening. Jy is in die bediening die dag as jy hart aan die Here gegee het. Sekere mense is net 'n pastoor, en sekere mense is net 'n beraader of 'n worship leier, en dit maak, al is jy net, het jy net 'n salon, is dit nie te sê jy is minder in die bediening nie, want waar jy is, moet jy God se koninkryk bou. Nou kom ons gaan 'n bietjie terug en ons gaan lees 'n bietjie in Spreuke 31. Nou, as mens dit gaan lees, dit is seker nou die ideaal, as mens nou praat van hoe om 'n goddelike vrou te wees, is dit Spreuke 31, en ons ken dit nou al so baie goed. Maar as sy in vandag se lewe gelewe het, sou dit so iets geklink het. Die is die ideale vrou. Haar man is mal oor haar. Almal wat haar ken, is mal oor haar. Sy wag elke dag vir haar man om hom op haar hande te dra, en kry dit ook nogal reg om haar eie lewe te lewe. Sy maak haar huis mooi, en het altyd 'n yskas vol kos
net in geval daar iemand opdaag om te kom kuier. Sy staan 4 uur in die oggende op en maak 'n lae kalorie, hoë proteïene ontbyt vir haar gesin. En dan begin sy haar daaglikse taakies, by die huis, by die werk en by die kerk. Dan kry sy dit nog reg om in die aande laat wakker te bly, om nog klere te maak vir haar gesin. Dan het sy nog 'n paar beleggings en werkies wat sy so tussendeur doen. Sy verkoop en koop eiendomme. En dan doen sy dit nog alles. Na dit alles, maak sy dan nog 'n 5-gang maaltyd vir haar gesin. Sy hardloop 'n huishouding, is in die bediening, hou haar man gelukkig en maak goed opgevoede, onselfsugtige, gehoorsame kindertjies groot sonder enige medikasie. Haar kinders groet haar met seënwoorde en haar man kan nie ophou om te sê hoe wonderlik sy is nie. En om dit alles te kroon, lag sy nog oor die toekoms. En julle, as mens hierdie lees, dan is dit so sjoeg. Dit is so intimiderend en dit is so hoë standaarde om te handhaaf. Praat van uitbranding. As jy elke dag die moet handhaaf, glo vir my, gaan jy nie meer wil lag oor die toekoms nie. En dis nou maar net 'n grappie. Hoe is dit laat sy dit regkry om al hier goed te opereer? En dit voel amper of hierdie vrou nie slaap in kry nie. As jy nou moet gaan calculate, lyk dit vir my sy slaap met so 5 ure slaap 'n aand. So dan kan mens so geïntimideerd voel en voel maar, Here, hoe in jou lewe moet ek dit handhaaf? En dis baie keer wat fout is in ons lewe, is ons voel die verwagtings wat daar vir ons gestel word, is net te hoog. Soms is dit so ver weg van ons realiteit en dit wat ons beleef in ons eie lewens. Daar was mense wat ook letterlik sê dat hierdie vrou nie regtig bestaan het nie, maar dat sy eerder 'n beeld is van wat God se ideale vrou sal wees, of sy idee is van 'n ideale vrou, of 'n goddelike vrou. Nou, of sy nou bestaan het of nie, dit is in die woord van die Here, en hy wil iets hier vir ons kom losbreek. En ek dink as jy 'n bietjie verder lees, in Spreuke 31 vers 30, dan begin dit by die kruks uit te kom, van wat hier eintlik aangaan. Nou kom ons gaan lees dit 'n bietjie. Spreuke 31:30 sê vir ons, charm and grace are deceptive, and beauty is vain because it's not lasting. But the woman who reverently and worshipfully fears the Lord, she shall be praised. So hier's die geheim. Sy vrees die Here. Nie ander mense nie, en nie wat hulle van haar sê nie. Nie haar buurvrou nie, en ook nie die mammas by die skool wat so agter haar vriendelik groet, maar eintlik van haar skinder agter haar rug nie. Nie die mense by die kerk wat die heeltyd ook kyk, okay, hoe doen sy? Wanneer gaan sy nou ding reg doen? Wanneer gaan sy nou ding verkeerd doen nie? Niemand behalwe God. Haar eerste liefde is God die Vader, en dit is so groot dat sy bang is dat sy hom gaan teleurstel. En hier gaan dit weer eens oor die motief van jou hart. Hoekom doen jy wat jy doen? Hoekom sê jy wat jy sê? Wie probeer jy beïndruk? En wie bepaal wie het die grootste sê wat bepaal wat in jou lewe aangaan? Met ander woorde, is dit as gevolg van die verwagting wat mense van jou het? Is dit die verwagting wat jy van jouself het? Is die verwagting wat jou man dalk van jou het? Of doen jy dit wat die verwagting is wat God van jou het? Ons gaan net gou weer vinnige breekie vat en ek wil hê jy moet net 'n oomblik stil staan en net 'n bietjie gaan dink oor hierdie konsep. Wie se verwagtings hardloop ek na? Is ek regtig besig om God se verwagtings na te jaag? Of doen ek dinge want ek wil mense beïndruk? Ek gaan nou weer terugkom en dan gaan ons 'n bietjie praat oor jou roeping. Baie welkom terug julle. Ons is nou 'n bietjie besig om te praat oor wie se verwagtings hardloop jy na?
En ons is besig om te praat oor die Spreuke 31 vrou. Maar ons word daagliks so oorweldig met soveel stemme wat ons roep, dat ons partymal die roeping wat God vir ons het mis. Dis jou man, dis jou kinders, dis jou ouers, jou vriendin, jou werkgewer, jou kliënte. Soveel mense se opinies en soveel mense het behoefte om ons. En by dit het jy dalk 'n baie sagte hart en wil jy graag mense help en jy het regtig 'n passie en 'n hart vir ander mense. Maar as jy weer jouself kan kyk, dan is jy oorweldig en voel jy word verwerg. Want jy moet gaan kyk, is dit feeding mense, voeding, mense wat jou voed, wat in jou lewe is, of needy mense, mense wat die hele tyd net wil vat en tykers is. En op die ouende is hulle eintlik maar selfsugtig, want as mens so 'n mooi hart het, kan mens partymal dit mis. En jou goedheid kan dalk op die ouende besig wees om jou leeg te tap, want dis die hele tyd hierdie obligation van ek moet almal red en jy kan nie onderskei tussen feeding en needy mense nie. So, wie se opinie bepaal jou dade? Soos wat jy dink, wat jy doen, wat jy besluit. Is dit mense wat feeding mense is? Of is dit mense wat needy mense is? Onthou, ons moet altyd die balans verstaan. Jy kan net gee wat jy het. En jy kan net gee wat die Here vir jou die vermoë gegee het om te kan gee. En dit is waar gesonde grense so belangrik is jy moet kan onderskei, wat is ek veronderstel om in my erfgebied tot te laat en wat is ek veronderstel om uit te laat. Ons moet mure bou om dit wat sleg is uit te hou. Maar ons moet hekke insit om dit wat goed is in te laat. Maar baie keer, veral as jy 'n people pleaser is, dan jy upside down boundaries. So jy laat die slegte in en jy stoot die goeie uit, want you are justifying why the wrong thing is right. So ons moet ook onthou, ons is nie veronderstel om ander mense se sakkies vir hulle te dra nie. Ander mense se verantwoordelikhede. Ons is net daar om hulle te ondersteun, om vir hulle raad te gee. En dit is baie keer juis wanneer ons ander mense se bagasies op ons rug dra, want ons dink ons moet hulle red. En onthou, ons is nie die redder nie, ons het een redder, maar ons het partymal 'n Messias kompleks en dan begin ons ander mense te red. En dan is dit daai mense se opinies en daai mense se probleme en daai mense se besluite wat dan jou lewe oorheers en dan kan jy nie in vrede lewe nie. So dit is nou weer eens die ding wat ons moet vra is, hoe kom ons weer terug om by God se opinie uit te kom en nie na mense te luister nie, na sy roeping en sy visie vir jou. En hier kan ons weer gaan leer by die Spreuke 31 vrou. En ons gaan vers 17 lees, want hier is paar secrets daar binne. Om vir ons te sê, hoe kan jy opereer om 'n goddelike vrou te word? Nou vers 17 sê vir ons wat doen sy. She girds herself with strength. En dan verduidelik hy hierdie sterkte. Spiritual, mental and physical fitness for her God-given task and make her arms strong and firm. Nou ek praat altyd, as ek praat van die Spreuke 31, as ek jy moet altyd Psalm 18 saam met dit gaan lees, want dit korreleer. Want dit praat ook in Psalm 18 waar hy jou arms leer om te veg. My feet will be like hinds feet en ek sal vastig wees en ek sal kan staan. Ek gaan nie onstabiel kan wees nie. Want die oomblik wanneer jou roeping en jou fokus reg is, wat die Bybel sê, set your mind and keep it set on the things that is above. As jy begin jou roeping en jy begin jou fokus instel op goddelike dinge, nie op jou opinie en wat almal om jou sê nie, maar wat die Here vir jou probeer sê, maar die Here vir jou sê, moet jy nou mee betrokke wees en nie. Dan begin goed in plek te val. En dan is dit wanneer jy kan begin standvastig word. Want hulle sê sy vat verantwoordelikheid om haarself te gird met strength. Geestelik, so sy maak seker haar geestelike kos is daar. Eerstens, Here, U is my eerste bron waar ek gaan tap.
Nie die huisgenoot nie die News24 nie al die gossip nie. Ek gaan hoor eerste van U en uit die woord. So ek maak my geestelike spiere sterk. Ek trek my wapenrusting aan. Ek maak seker ek is reg om uit te gaan in die veld. Dan mentally, sy neem haar gedagtes gevange. Sy laat nie net enige gedagtes toe in haar kop en bedink hierdie ding en hierdie persoon het nou dit van my gesê wat glad nie die waarheid is nie en sy dink daaroor en sy worry daaroor en sy ek moet dit nou vir daai persoon sê en ek moet hulle nou uitsorteer want hoe durf hulle so agter my rug skinder en bla. Sy steur dan nie daaraan nie want is onnodige inligting. People will talk about me. People will say things about me. Ek het nie nou tyd om mentally my mental kapasiteit te gebruik en goed wat niks seggend is, wat niks met die Here te doen het nie en niks met sy roeping te doen het nie. En fisiese fitness is ook liggaamlik. Sy gaan doen 'n oefening, sy gaan stap. Sy kyk liggaamlik na haarself. Want wat help dit en ek het laasweek ook gesê, wat help dit jy's geestelik verskriklik sterk, maar jy oefen nie en jy eet nie gesond nie. Want jou siekte gaan 'n direkte invloed hê in jou emosies, want as jy nie lekker voel liggaamlik nie, dan gaan jy opgekrap wees. En dan gaan dit baie moeiliker wees om in die vrug van die Gees te wandel. Maar ek weet, God's grace, want baie keer word mens siek buite dit. Ek sê nie net alle siektes is jou eie skuld nie. Daar is baie keer wat jy sekere siektes kry wat jy niks mee of jy was nie die oorsaak van jou siektes nie, maar dank die Here, ons dien 'n God wat genesing kan bring vir ons. En dit is weer eens waar dit is dat jy vergelyk jou nie met ander mense nie. Ek fokus, waarop fokus sy? Sy fokus nie op mense en hulle opinies nie, maar sy fokus op God en sy woord en sy waarheid. En dan sê vers 26 vir ons, she opens her mouth in skillful and godly wisdom, and on her tongue is the law of kindness, giving counsel and instruction. So sy praat lewe. Sy kies wat gaan sy praat. So eerstens het she protects her heart, sy beskerm haar hart om byvoorbeeld nie die saad van onvergewensgesindheid byvoorbeeld te laat groei nie. So sy vat net nie offens nie. Sy kies letterlik om nie die vrug van offens toe te laat in haar hart nie. En dan is dit ook dat sy as gevolg van dit wat sy gekweek het in haar hart, as gevolg van dit wat sy belê het in haar hart, as gevolg van dit wat sy gekies het, nou kan sy kind wees en godly counsel gee. En dan kom ons by 'n baie belangrike skrif. Julle in hierdie skrifgie is daar baie opgeskryf. Ek dink is amper die essens van vrou wees. Want as jy hierdie nie toepas in jou lewe nie, dan is jy in die moeilikheid. As die jong mense sê, then you cooked. En die ding is, kom ons lees dit. Soos nou Spreuke 31 vers 27. She looks well to how things go in a household, and the bread of idleness, en dan verduidelik hy in die Amplify, gossip, discontentment, and self-pity, she will not eat. Hierdie is die secret van happiness. Die is ook die secret van hoekom mens baie keer depressief is. Die is ook die secret van hoekom mense insecure is. Want as jy nie jou identiteit gaan vind in dit wat die Here vir jou geroep het nie, en jy begin nie fokus op dit wat God sê jy moet doen nie, en jy is die heeltyd besig om jouself te vergelyk, en jy is die heeltyd besig met idle things, dinge wat niks bydra by niks nie. En ons kan baie van die realiteitsprogramme, jy sit hom met op. Nie almal nie, van hulle is ek mal oor, so Survivor en daai tipe van goed, dis nog interessant hoe die mense interaksie het met mekaar. Maar dan kry jy van hierdie programme en dan is dit regtig tipe van dis idle. Hulle is selfsugtig, hulle bigger, hulle beklei, dis net van hierdie persoon probeer hierdie persoon indoen en daar is nie enige vrug nie. Daar is nie enige groei nie, daar is niks lewe nie. En ek hoor wat gaan saam met dit. So dit kom baie keer kom idols as gevolg van insecurities, nê? Hoekom is mens insecure? Want jy het in die eerste plek nog nooit jou identiteit in God gevind nie. Al die ou stemme van jou verlede en dit wat mense oor jou gespreek het en dis wat jy oor jouself gespreek het en dit wat die onderwyser oor jou gespreek het en jou boyfriends en
vorige vriende en bla bla bla, al hierdie stemme het jou identiteit geword, of sukkel jy mee om weg te kom, en dan word jy insecure, want jy voel jy's nie goed genoeg nie, want jy het nooit gaan stil sit, en jou identiteit in Christus probeer vind nie. En dan is mens baie onstabiel, want as jy nie weet wie en wat jy moet wees nie, dan gaan jy begin rondkyk, en dan kyk jy wat ander mense het, veral klein kindertjies, jong, veral meisies, nie, as jy jonk is nie, is klein, jy kyk op na daai tannie, en jy kyk op na jou ma, en jy kyk op na jou ouma, en jy het altyd hierdie persoon wat jy half idolize, en dan, jy bewonder hulle, en dan wil jy graag soos hulle word, en wat op 'n mate goed is, maar ook nie altyd goed is nie, want daar is ook maar 'n balans, want partymal het jy 'n mentor, wat as jy hulle goddelikheid wandel, wonderlik, dit is 'n ander beginsel, maar partymal is dit meer soos 'n performance ding, en dan is dit nie altyd so goed nie, maar die lank en die kort is, dan begin jy te dink, dit is wie ek moet wees. Maar ongelukkig is daar net een van ons elkeen op hierdie aarde. So jy gaan nooit 'n kopie kan wees van iemand anderste nie. En nou begin mens dalk nou te voel jy's nie goed genoeg nie. En dan begin jy, omdat jy jouself vergelyk, nou is jy ongelukkig. En dan is dit wanneer mens dan discontent begin raak. En dit is waar die idleness en die discontent nou begin connect. En nou, omdat jy discontent is, en jy's nou kwaad, want jy's nou nie met 'n goue lepel in jou mond gebore nie, en jy het nou nie hierdie skatryk ouers gehad nie, en jy kon nie hawe toe gaan nie. Ek maak nou maar net grappies, maar jy verstaan wat ek sê. En dan begin jy te sê, maar daai mense is so gelukkig, want hulle dit, en daai mense dit, en dit, en dit. En as jy so besig om eintlik jaloers te wees, oor nogal 'n issue wat ons 'n paar weke terug oor gepraat het, dat jy dan begin mense afbreek, en dis waar die gossip inkom. So die een ding, insecurities, lei na vergelyking, lei na discontentment, lei na gossip. En daai woorde wat jy spreek, kurs letterlik jouself, maar ook ander mense. En nou wonder jy, hoekom is ek so alleen? Hoekom is ek so ongelukkig? En dis nou weer waar die self-pity inkom. Arme ek is die victim. Dis almal se skuld om my, behalwe ek, en jy kom nie eers agter dat jou eie woorde is besig om jouself te kus. So insecurities veroorsaak dat ons security gaan soek by die verkeerde plekke. En soms is dit gewoonlik by mense, en julle mense is so onbetroubaar. Jy kan nie 'n mens op 'n troontjie sit nie. Maar nou sit ons daai mense op troontjies, en dan word ons die hele tyd teleurgesteld, en dan voel ons nog meer insecure, want ons worship ons kinders, ons worship ons mans, ons ouers, vriende, en God het nooit gesê jy moet enige ander mens worship as vir hom nie. Dit is nie net onregverdig as ons dit doen nie, maar dit veroorsaak ook dat daar 'n deeltyd 'n leemte is in jou gees, en jy word nooit wie jy werklik veronderstel is om te wees nie. So people pleasing, kyk, dit is 'n man en 'n vroue probleem, maar meestal meer vrouens. Hoekom? Want ons is meer sensitief, en ons is sagter, en ons voel makliker vir mense, en ons harte is baie keer meer empatie en oop, nê? En veral as jy praat oor die genadegawes, as jy 'n genadegawe van genade het, van mercy, hulle sukkel veral met hierdie ding, en dis vir hulle verskriklik moeilik om die konsep te verstaan van dat jy ooit vir iemand moet nee sê. Dis vir hulle net soos, nee, jy mag nooit vir iemand nee sê nie, dis so selfsugtig. En dit is dan baie keer dat mens ander mense se pyn aantrek vir jouself, want jy voel so diep dat jy voel letterlik ander mense se pyn, en dan mense wat manipuleer, wat nie verantwoordelikheid vat vir hulle lewe nie, en wat codependent is, gebruik dit om jou leeg te tap, en dan kom jy dit nie eers agter nie, want jy is oorsensitief, en dis letterlik 'n sensortjie wat gebreek is in jou sisteem. En wanneer daai sensortjie nie werk nie, oor-identifiseer jy met mense se seer. En dan enable jy hulle, en dan help jy hulle eintlik nie. Want soos ek al hoeveel keer ook al gesê het, julle soms het mense pyn nodig om gered te word.
Dit is soos 'n dokter wat jou nou moet opereer, want as hy jou nie gaan opereer nie, gaan jy jou arm of jou been verloor en jy sê nee, moenie my inspuit nie. Nee, moenie aan my sny nie. Dit gaan my verskriklik seermaak. Obviously is nie onder narkose, maar sien nou daai tyd waar daar nou nog nie narkose was nie, dit was hierso in die 1800s. Moes hierdie dokter so gou as moontlik daai pasiënt gehelp het en dit was pynvol, maar op die ou en het hy sy lewe gered. En dit is basies ook amper daai ding wat ek kan sê is, partymal moet ons leer dat ons nie almal kan red nie. En mense manipuleer ook wanneer jy pyn ervaar, wanneer jy nou sê, ekskuus maar ek kan jou ongelukkig nie help nie. Die gaan nou nie, en ek praat nou nie, mense moet natuurlik die hele tyd vra. Wat is die motief van my hart? En ten koste van wat gaan ek ja of nee sê? Dis altyd die vraag. En dan kom jy agter is ten koste van my gesondheid, dis ten koste van my familie en my gesinstyd, dis ten koste van my en my man se verhouding, dis ten koste van my kinders. Dan is die antwoord nee, want eerstens is jou gesin jou bediening. Altyd. En hoe hartseer is dit al hoeveel keer in die verlede het jy gesien hierdie mense, dan is hulle missionaries en hulle is die amazing sprekers en hulle bring duisende mense na die Here toe, maar dan gaan hulle eie gesin dood van hongerte. Dit is nie goddelikheid nie. Dit is actually selfsugtigheid. Want die ding is, die Here roep jou eerstens om na jou huis te kyk. En dan kan jy uitgaan en buite jouself bedien. Ons moet onthou, ons as vrou is die DNA van die familie, wat ek bedoel is, ons bring die vrykrins. Ons is die wat die atmosfeer skep, wat die vrede skep. Nie dat ek sê die mans moet dit ook nie najag nie, natuurlik, almal moet vrede najag. Maar ons het die vermoë, en dit is ons rol as helper, om te sê, luister, ons gaan vrede in hierdie atmosfeer skep. Ons gaan 'n beautiful fragrance skep. En jy doen dit wanneer jy 'n goddelike hart kweek. Wanneer jy begin word wie die Here vir jou geroep het om te word. En jy gaan nie meer en jy gooi die hele tyd jou parels vir die varke, kan ek sê, en dan op die ou ende, dan is jy die hele tyd ongelukkig en jy voel die hele tyd mismoedig en jy is die hele tyd moeg en jy is emosioneel uitgetap en moeg en ons is veronderstel om juist die te wees om ons kinders te bemoedig. Ons moet ons mans bemoedig. Ons moet raad gee. Ons moet hulle ondersteun in 'n emosionele kapasiteit. Maar nou kom die vyand en hy wil dit van ons steel. So dit is so belangrik dat ons daai sensortjie weer reg kry in ons lewe, dat ons kan onderskei wat is helpvol en wanneer moet ek betrokke raak en wanneer nie. Anderste begin ons dan goeie goed te doen, maar dis nie noodwendig wat die Here vir jou het om in jou roeping te doen nie. En dan is ons besig met allerlei goed wat jou tyd, jou krag en jou energie mors. En jy kom nooit by dit uit wat die Here vir jou geroep het om te doen nie. Jy kan nie alles vir almal wees nie. Ons is nie God nie. En dit is hoekom die Here duisende puzzle pieces het. En jy is maar net een van daai puzzle pieces. En jy moet gaan hoor, wat is jou funksie? Die een is die hand, die ander een is die mond, die ander een is die tong, die ander een is die tone. En elkeen van ons bou so dan die liggaam van Christus. So jy moet eers gaan hoor, wat is dit wat God van jou verwag, voordat jy wil uithardloop en die hele wêreld wil gaan red. Ons gaan gou weer 'n vinnige breek vat. En dan gaan ons 'n bietjie praat om God jou eerste prioriteit te maak. Okay, ja, dis so lekker om saam met julle te kuier, hierso tussen koffie en genade, en ons praat 'n bietjie oor wie probeer jy beïndruk in jou lewe. So, kom ons praat 'n bietjie oor om God jou eerste prioriteit te maak. Dit is seker een van die grootste redes hoekom mense met uitbranding sit. Want hulle prioriteite is nie reg nie. En kyk, jy gaan definitief jou fokus, jou instelling, jou motivering, jou intensies, gaan alles om jou prioriteite. So as iets vir jou 'n prioriteit is, gaan jy tyd maak daarvoor.
As iets nie vir jou prioriteit is nie, gaan jy nie tyd maak vir daai persoon of vir daai event nie. En dit is wat ons moet verstaan. Ons moet vir onsself vra, is God ons eerste prioriteit? Nou kom ons gaan net weer terug 'n bietjie na beginsels wat Jesus vir ons deurgegee het in Matteus 22. En nou gaan ons vers 37 lees, ons ken dit baie goed, and he replied and he said, you should love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind, jou intellect, en daarop verduidelik hy weer eens, jou hart, dis jy moet jou hart beskerm, eerstens God is in my hart, is die motief van my hart. My soul, wat ek dink, jy moet jou gedagtes beskerm, en jou mind, is jou wil, jou emosies, hoe jy redeneer, hoe jy dink oor die lewe. Jy kan nie jou eie idees opmaak nie, jou eie ideologie gaan skep nie. Ons moet luister wat die Heilige Gees vir ons sê. So dis heel eerste moet daai in plek wees. En baie keer dink ons, ja nee, ek's lief vir die Here, want ons dra die naam Christus, ons gaan kerk toe, ons doen religious acts, maar nêrens is God eerste prioriteit nie. Ons is besig om onsself te worship en ons eie prioriteite na te jaag en ons eie roeping sê, my eie naam en ek is 'n brand en ek moet raak gesien word. Julle eerstens, as dit nie gaan oor die Here nie, vir wat doen ons dit? En dan alleenlik kan jy oorgaan na die volgende stap. En dit is vers 39, Matteus 22 vers 39. And the second is like this, you should love your neighbor as you do yourself. So wanneer jy jou prioriteite in plek begin val, begin jy ook agter te kom. So ek kan nie eers my neighbor love nie, ek moet eers God love. So kan nie mense meer as God nie. So as ek gaan begin God eerste plaas in my lewe, dan gaan ek ophou doen wat my tyd mors en ek gaan begin vra, maar wat is dit wat my beïnvloed in my lewe? Na wie se opinie luister ek? En hierso love ek weer vir Paulus en hierdie is een van my lekker gunstelingsskrifte wat hy geskryf het hier in Kolossense. Dis Kolossense 3. Vers 23 tot 24 en julle gaan lees om bietjie in die Amplify. Hoor bietjie hoe stel hy dit. Hy sê, whatever may be your task, work at it heartily from the soul as something done for the Lord and not for men. En hy praat baie, dis waar excellence inkom. Wat ook al jy doen, jy doen dit nie om mense te beïndruk nie, jy doen dit excellent. As jy die strate vee, dan doen jy dit met excellence. As jy kombuise moet of huise moet skoonmaak, dan doen jy dit met excellence. As jy moet bou, dan doen jy dit met excellence. Want dit gaan nie oor ek moet nou eer kry. Mense moet nou sien ek moet 'n nalatenskap los nie. Nee, dit is van God se koninkryk moet gebou word. Glo vir my, as jy net fokus op die Here, gaan jy anyway 'n nalatenskap wees en dit gaan nie eens belangrik wees nie. Die punt gaan wees is God verkondig. Ek meen vandag hoor ons hierdie sad news dat Charlie Kirk vermoor is. En dit het my geskok tot in my wese, maar weer eens, wat 'n nalatenskap. En ek dink nie eers hy het uitgegaan om te dink van ek wil iets nalaat nie. Hy het net uitgegaan en hy het net gestry vir dit wat die waarheid is en hy het natuurlike nalatenskap gelos. En dan gaan hy verder en hy sê, knowing with all certainty that it is for the Lord and not from men that I will receive the inheritance, which is your real reward. So elke keer as jy accolades wil hê, en elke keer as jy daar eer wil hê, van o nee, ek moet nou net erkenning kry, of o nee, ek moet net raak gesien word, of ek moet net 'n dankie kry, dan is dit verby. Mense moet amper dit in sekret doen, en ek wil nie 'n dankie hê nie, want ek soek my reward in die hemel. Ek wil my Vader beïndruk. Ek wil die Here impress. Ek wil geen mens impress nie. En die oomblik as jy jou identiteit ontdek in wie God is, en jy daai verhouding met die Here, dan voel dit jou vir niks meer vir niemand te bewys nie. En dan eindig hy af, en dit is my so nice, hoe hy dit sê. And I say, the one who you are actually serving is the Lord Jesus, the Messiah, the Lord Christ, the Messiah. So, dit is hierso wat ons moet besef. Ons doen dit vir geen mens nie, ons doen dit nie vir accolades nie, ons doen dit vir een persoon, of vir een iemand, en is vir God die Vader. En dan begin jou goddelike roeping oopbreek. En is hierso wat God dan bonatuurlike connections bring, want jy kan dit nie doen nie. Hy doen dit. Jy doen net stappie vir stappie wat hy vir jou sê om te doen. Be faithful in the little. Doen wat hy vandag vir jou sê om te doen. Wees gehoorsaam met dit wat hy nou vir jou sê. So as ons gaan wag
En ons gaan God eerste plaas in ons lewe. Of kom ons stel dit so. Sien nou, die Here sê vir ons, plaas my eerste in jou lewe. Maar nou is die mense se opinies bo sy opinies. Wat noem mens dit wanneer ons nie iets doen of nie iets gehoorsaam wat God in sy woord vir ons sê nie? Mens noem dit een ding, en Paulus het dit ook so mooi beskryf, of is dit nou Petrus, wat gesê het, if you know the right thing om to do, en yes Petrus, and you don't do it, that is sin. So dis letterlik sonde, wanneer ons mense bo God plaas. Want die ding wat ons dan doen is, ons is dan besig om ons self te curse, en ons gaan nou daai skrif lees, maar ook, want ons worship nou mense, ons idolize mense, en is vir hulle belangriker, ek wil nie daai mense teleurstel nie, ek wil nie hierdie persoon teleurstel nie, maar jene, wat sê die woord vir ons? Kom ons lees hom in Psalm 118 vers 8. It is better to trust and take refuge in a Lord than to put confidence in men. So ons is veronderstel in alles wat jy doen, voor jy iets aanpas, pak, voordat jy enigiets doen, eerstens, Here, wat is u opinie? Pas dit in by die roeping wat u vir my het? Of is dit, ek doen dit, want mense sê ek moet dit doen. So wat is jou perspektief? Hoe is dit? Nou watse raad luister jy? En dit is partymal wat mens uitbrand, want daar's soveel stemme, daar's soveel opinies, daar's soveel values en waardes daar buite. Jy moet vas 'n bietjie gaan sit en dink, okay, wat is dit wat my waardes is? Waarvoor gaan ek staan? Waarmee gaan ek my tyd spandeer? En wat is regtig belangrik en wat dra toe tot my gesondheid, tot goddelike gesondheid, tot God se woord vir my lewe, tot God se roeping vir my lewe. Julle nou is ons besig met allerlei twakkies en praat oor hierdie ene en beskinder daai ene. Daar's nie tyd vir hierdie goed mee nie. Die oomblik as jy besig raak met God se goed en jy begin agterkom en jy vra, "Okay, Here, maar wat is my verantwoordelikheid? En wat is nie my verantwoordelikheid nie? Wat het ek opgeneem wat U nooit veronderstel het dat ek dit moes opneem nie?" En jy kan dit net doen as jy in verhouding met God wandel. En net jy kan kies of jy in daai verhouding met God gaan wandel of nie. Net jy kan kies, gaan ek 'n goddelike vrou wees, wat my man fisies, emosioneel en elke vlak van sy lewe gaan ondersteun, of gaan ek die hele tyd moan en kla, en die hele tyd vir hom vertel, wat doen hy verkeerd, en hoe stadig is hy, en hoe slordig is hy, en die hele tyd net met hom beklei, gaan ek kies, of ek my kinders gaan opvoed, en raad gee, en by hulle harte uitkom, of gaan ek net die hele tyd, net opvoed, sonder liefde, nie bedoelende, jy is die hele tyd van, jy moet nou dit, jy moet nou dit, jy huiswerk gedoen het, jy dit gedoen het, en ons is die hele tyd besig net om opdragte uit te deel, in plaas daarvan om saam met jou kind letterlik net te bid, of saam met jou kind te sit en te praat oor diep goeters, oor emosionele goeters. En nou wil mense jou kind dissiplineer, maar jy het nog nie eers verhouding met jou kind gedeel nie. Jou kind voel glad nie eers veilig om sy hart met jou te deel nie, want pappa en mamma het net hierdie hoë vereisings van my. Ek moet net perform, maar ek kan nie my hart deel nie. Ek kan nie sê hoe ek voel nie. Ek kan nie sê ek is ongelukkig nie. En dis waar ons moet bietjie gaan stil sit en dink weer, Here, al is jy 40, al is jy 60. Here, wat is die gawes wat U vir my gegee het? Wat is die aanleg? Wat is die persoonlikheid? Wat het U in my geplaas? Want elke een, soos jy in jou ma aan mekaar gesit was, het die Here sekere talente, sekere behoeftes, sekere gifts kom deponeer. En dit alles is om sy koninkryk uit te bou. En soos ek gesê het, almal van ons is bediening, in die bediening. Of jy nou werk by 'n corporate company, verseker, daar's 'n verskriklike amazing 'n platform. Hordes mense wat kan luister, want hulle kan nie weghardloop nie. En ek sê nie jy moet die Bybel in almal se keelgatte afdruk nie. Dit is mos nou waar goddelike wysheid inkom. Dit is mos waar die Here ook vir jou met jou persoonlikheid daar plaas, waar jy kan bemoedig, waar jy kan raad gee, wat jy saam met hulle kan met hierdie ateës dan sê jy vir hom, luister my chom, ek hoor dit gaan bietjie swaar op jou, ek bid vir jou. Dis al wat jy vir hom sê. Bid vir jou. En dan gaan jy net aan en jy gee vir hom liefde en jy gee vir hom, kan ek vir jou 'n bietjie koffie gaan maak, kom sit bietjie by my, praat met hom.
connect met die mense. Maar nou, o nee, hy's 'n ateïs, ek gaan nie met daai ou praat nie. Nou kom jy by die salon. Daar sit 'n ou tannie langs jou. Daar's jou haarkapper. Die vrou by die skoonheidssalon, die mense by die winkels. Daar's oral altyd 'n opportunity waar ons goddelikheid kan uitbeeld vir die mense om ons en waar ons in 'n bediening kan ingaan. So elkeen van ons moet dit, hoe kan ek sê, intentioneel gaan in ons program inwerk. Dit gaan nie van self gebeur nie. As jy nie ingestel is daarop om te bedien nie, glo vir my, gaan jy uitgaan. Dit gaan wees oor my, ek moet dit. Jy gaan by die salon sit en jy gaan ek, en jy gaan die hele tyd net oor jouself praat, en dan gaan jy kla oor daai, en jy gaan praat oor daai, dan gaan jy uitloop, en dan gaan jy kwaad wees vir hierdie ou, wat jy nou toe parkeer het, en dan gaan jy nou weer kwaad wees vir hierdie ou, wat voor jou ingejaag het, en niks gaan jy gefokus wees op dit wat die Here eintlik jou geroep het nie. So as jy wil hoor, die lank en die kort wat ek by wil uitkom is, kies om die Here eerste te plaas in jou lewe. En alles wat jy doen, gaan jou Here, is ek besig om U te beïndruk? Of is ek die heeltyd besig om die accolades te soek by mense? As jy weet tussen mense kom, luister bietjie waaroor praat jy. Is jy die heeltyd net besig om oor jouself te praat? En die heeltyd om jouself half op te bou en te boost, en ek het dit nou weer gedoen, en ek het dat weer gedoen. Of is jy besig om God se naam groot te maak? Is jy besig om hom te vereerlik? Is jy besig om mense om jou nader aan hom te trek of verder? Want soos ek gesê het, jy kurs letterlik jouself as jy mense voor God stel. En dit staan in Jeremia 17 vers 5. Thus says the Lord, cursed with a great evil is the strong man who trusts in and rely on frail man, making weak human flesh his arm, and whose mind and heart turns aside from the Lord. En Here, ons praat nou nie eers hier net van mense wat buite die kerk is nie, ons praat van mense binne in die kerk. Is jy besig om mense op pedestools te sit en eerder mense se opinies te dien? Frail, weak human men. Te sê, hulle gaan vir my sê, hulle moet my red. En hierdie week praat ek ook so met 'n persoon, en ek praat van hoe mense partymal pastore so op pedestools kan sit. En 'n arme pastoor, jy maak hom jou Jesus. En jy maak hierdie vrou wat hierso jou broeder is, sy is jou redder. Nee, hulle is net 'n tool wat jou by die Here uitbring. Ons het net een redder en dis Jesus. En die Here alleen kan ons sterkte wees. So vandag moet jy bietjie gaan dink, Here, was ek besig om mense te idolize, en mense in my lewe het 'n groter opinie en 'n sterker sê in my lewe as wat U in my lewe het. En ook te gaan repent en te sê, jammer Here, jammer ek het mense bo U gestel. En mag U weer my eerste prioriteit word. Ons gaan net weer so vinnige preek vat, en dan gaan ons 'n bietjie verder praat oor die akroniem van vrede en rus, wat ek vir julle elke week 'n stukkie tip gaan gee van hoe werk jy teen dit om by burn-out uit te kom, en wat doen jy om dit te voorkom. Ek is nou weer terug. Welkom terug julle, ons praat 'n bietjie oor wie probeer jy beïndruk in jou lewe. En soos ek genoem het is, ek gaan elke week vir julle so 'n paar tips deel. Net paar goedjies wat die Here vir my kom openbaar het oor in my eie lewe, toe ek self gesit het met burn-out. En hy het vir my hierdie akroniem gegee van vrede en rus. En dat ons vrede en rus moet najaag. So laasweek het ons die V gedoen vir vrede, wat ons gepraat het van verandering en van vereenvoudig. Nou kom ons by R. Nou R staan vir rede. Jy moet 'n bietjie gaan stil staan en bewus raak en gaan vra vir jouself, wat is die redes of wat is daar in my lewe wat die oorsaak is van my uitbranding? En kyk, hierdie ding gaan wyd. Dit kan mense wees. Dit kan, ons gaan nou 'n paar goeitertjies
goedjies noem. Maar dit is so belangrik om bewus te raak van die triggers. So jy moet agterkom, wat tap my emosioneel? Wat tap my mentally? Wat tap my geestelik? Wat tap my liggaamlik? So daar's 'n liggaamlike element, wat ek eet, oefening wat ek doen, oefening wat ek nie doen nie, sekere kosse. As ek sekere goed doen, dan voel ek meer depressief. As ek sekere goed doen, voel ek moer. As ek by sekere plekke was, dan voel ek, jog, hierdie tap my. As ek by sekere mense was, en dit is wat ons moet bewus raak van. Want die meeste van die mense lewe net oblivious, kan mens sê, nie eers bewus van energy in, energy out. Hulle cope net. Hulle is nie die hele tyd so besig om te hardloop. Jy hardloop op 120. Jy is nie eers bewus van goed wat jou amper uittap nie. Maar om intentioneel, en dit is waar jy vir jou 'n notaboekie kry, en jy skryf dit letterlik neer. Jy gaan aan die einde van die dag, en dis waar die journaling so goed is, en jy gaan skryf neer, ek kan emosioneel wat het my getap, en al hierdie elemente. Wat is daar in my lewe, wat ek intentioneel toelaat, wat eintlik my krag en my energie, en my, net my uitbrand. Wat steel van my? Wat ek nou nog gesê het, is dit needy of is dit feeding people? So dit is nou die eerste punt, is verkeerde vriende. Watse mense het jy in jou lewe, wat demand, wat teikers is, wat narcissisties is, wat eintlik kwaad is as dit goed gaan met jou, wat jou niks gun nie, wat die hele tyd jaloers is, wat die hele tyd agter jou rug praat. Hulle sê hulle is vriende, maar dan byvoorbeeld sien jy doen besigheid met hulle en dan overcharge hulle jou. Wie is hierdie mense? Mense wat eintlik half, jy kom agter as jy by hulle is ook, of jy sit by mense, dis ook nie dit te sê hulle is net lelik met jou nie, dis, jy sit letterlik by mense, en ek het ook sulke mense al geken in my lewe, en jy sit en jy is vir 2-3 ure by daai persoon, as jy daar wegry, dan jy is moeg soos die nag, dan voel jy heeltemal burnt out. Dan voel jy vir jou kop is sommer so dif, want jy moet so konsentreer, want hulle, in die eerste plek praat hulle aan mekaar, net hulle praat, jy praat nie. Hulle praat oor hulle vra nie uit oor jou lewe nie. Dis net me en myself, en ek het hierdie probleem, en ek het hierdie bereik, en ek is dit, en ek is dat, en so selfgesentreerd, hulle, that is daai mense wat nie die people is. Hulle wil affirmation kry, hulle wil, maar hulle is nie goed vir jou nie, en partymal los, ons tolerate hierdie tipe mense in ons lewe, maar wat dra hulle by? Want die ding is, alles in die lewe het 'n purpose. What is the purpose of this? En ja, jy moet partymal moeilike mense in jou lewe het, verseker. Die Here plaas partymal hulle in jou lewe. Hoekom? Om jou te leer, of jou te wys. Dis so 'n teiker lyk. Dis so iemand lyk wat onstabiel is. Dis so iemand lyk wat 'n ja-broer is. Dis so iemand lyk wat nie grense het nie. En dit is wat met jou gebeur. Dis wat jy saai, sal jy maai. So die Here leer ons lesse deur mense. Maar dan sê hy ook, I've got this against you. You have tolerated Jezebel. En dan sê hy dit duidelik, jy moet hierdie tipe mense uitsny in jou lewe uit. Die tweede rede wat hand aan hand aan dit gaan, is people pleasing. Want wat ek nou ook gesê het, jy wil die heeltyd jou goedheid keer, laat jy kan nee sê vir mense, en jy dink eintlik jy doen goed, maar jy's altyd moeg, jy's altyd frustreerd, jy's altyd kwaad, want jy voel die heeltyd misbruik, dan dink jy, ag, ek is so goed vir almal, ek doen so goed vir almal, en niemand waardeer wat ek doen nie. Nee, dis eintlik jou eie skuld, want jy kan nie nee sê nie. Jy's nooit bedoel, soos ek gesê het, you are cursed when you are making flesh your strength. Jy kan nie mense en mense se geluk bo God plaas nie. En jy kan nie die hele tyd net almal wil please nie. En nice mense is partymal die wat ook partymal uit hulle niceheid mense wil manipuleer, want hulle wil net nie daai persoon verloor nie. So dit is uit 'n behoefte van aanvaarding en om affirmation te kry en om in te wees. Nou doen jy goed, ten koste van jou gesondheid, ten koste van jou gesin. Nee, jy kan nie so aangaan nie. Dis 'n rede vir jou burn-out. Die ander rede is, daar's geen pauses nie. Dis net 'n gejaag. So daar's nie rus nie. Jy staan vroeg op, jaag die kinderskool toe, jaag werk toe, jaag winkels toe, jaag huis toe, maak kos, jaag weer om alles te pak vir die volgende dag, jaag jy kan eers in die bad geniet, jy moet vinnig bad, want o ja, jy moet nou nog die ding gaan doen, en jy moet nog daai ding doen, val in die bed neerslaap, en dan môre doen ons alles net weer oor. Dink julle dis hoe die Here wil hê ons moet lewe? Is dit 'n vervulde lewe? Is dit 'n lewe met in oorvloed, in abundance?
Die Here wil hê ons moet ten volle lewe. En dan moet ons ook vra, vir wat jaag ons so? Ja, want ons moet nou voorsien. Ek moet nou voorsien. Wie sê die woord is ons bron? En wie's die een wat vir ons voorsien? Dit is die Here. Moet jy gaan werk? Ja, ek sê nie, moenie werk nie. Maar die ding is, wanneer jy jaag, want jy moet werk, want ek moet geld kry en ek moet voorsien, jaag jy God na of jaag jy mammon na? Gaan dink net gou 'n bietjie oor. Want dit is presies die kruks van die ding en dis hoekom ons uitgebrand is. Want die motief is, ek moet mammon kry om te kan oorleef. Ja, mens kan nie sonder geld enigiets amper doen nie. Dis glad nie wat ek wil sê nie, so ek wil hê julle moet hoor wat my boodskap is vanoggend. Wanneer jy God die eerste prioriteit maak, en jy sê, hy is my geldbron, letterlik die fisiese geld wat ek kry, kom van God af, nie 'n werksgewer af nie, van God. Hy sê, ek sal vir jou alles voorsien wat jy nodig het. Hy gebruik jou werk om vir jou die geld te gee. Hy gaan dan vir jou die koneksies oopmaak, om dit vir jou te gee, maar nou voel ons moet dit verwerkstellig, so ek moet dit, en weer eens, dis awesome as mens proaktief is, dis glad nie wat ek wil sê, en ek sê nie, mens moet net by die huis sit en sê, Here, iemand nou vir my voorsien, okay, nou gaan die deure oop, gaan die glad nie, want dis net so sleg, dit gaan oor die gesindheid van die hart, ek moet die besigheid genereer, of sit jy en gaan bid jy en jy sê, Here, bring U vir my die besigheid, bring U vir my die kliënte, bring U vir my die geleenthede, en dit is die verskil, van gaan jy net uit en jy hardloop net aan en jy hardloop, want jy moet meer geld maak, want dan begin dit te raak oor, ek moet mammon najaag, anders gaan ons nie oorleef nie, en daai sê al klaar die prioriteit is nie reg nie, en dit is hoekom ons so moeg is, waar as God jou bron is, dan gaan jy letterlik heeltemal begin anders te dink oor jou werk, jy gaan heeltemal anders te dink oor jou gejaag, want nou hoef jy nie meer te jaag nie, want Here, you've got this. Ek sit, en dit is ook weer eens, as jy gesonde grense het, en jy is proaktief, en jy het gesonde gewoontes, dan gaan jy ook nie agterraak met goed nie, jy gaan vooruit dink, jy gaan nie altyd net op die nippertjie daar wees nie, en die een ding staan rol natuurlik, en dit gaan oor na die ander. En dit kom ek by die volgende punt uit, is jou gewoontes. Jou gewoontes is direk gekoppel van hoe uitgebrand jy is of nie. Want wanneer jy bad habits kweek, gaan jy, wat jy saai, sal jy maai. En ek het 'n hele kursus wat ek doen oor kweek gesonde gewoontes, wat 'n jaarkursus is, want daar's soveel elemente oor gesonde gewoontes. Net soos so gesonde grense belangrik is gesonde gewoontes so belangrik, want dis die boublokke van jou karakter letterlik. As jy nie gesonde gewoontes het nie, het dit 'n direkte invloed met watse tipe mens jy gaan wees. Hoe jy mense gaan hanteer. Gaan jy betyds wees? Gaan jy betroubaar wees? Gaan jy gesonde grense hê? Gaan jy dinge gedoen kry? Gaan jy proaktief wees? Al hierdie dinge is gekoppel met jou gewoontes. So as jy van kleins af lui was, en jy het altyd die maklike pad uitgekies, jy wou nooit pyn ervaar het nie, jy het altyd die kort pad gekies, en jy wil altyd net gejibbou het, en dan is jy altyd laat, jy's nooit betroubaar, jy beloof vir mense goed, en ag nee, dan kan jy dit nooit doen nie, en al die klas van dinge, dit gaan deurhardloop tot eendag as jy oud is, tot jy intentioneel iets gaan doen aan daai gewoonte, en sê nee, dit is nie aanvaarbaar nie. Die is nie deel van goddelike karakter nie, dit is nie integriteit nie. En dit is hoekom dit vir my eintlik so hartseer is om te sien hoe baie mense sê, ek wil nie met Christene besigheid doen nie, is oor hierdie punt, want jy sê jy's 'n Christen, so wys dit met jou karakter, wys dit met jou gewoontes, laat jou ja wees. Here, ons moet daar uitgaan en die mense moet sê, ek wil juis met Christene besigheid doen, want hulle is anders, hulle is betroubaar. Hulle is, jy kan, as hulle sê hulle gaan 'n ding doen, doen hulle dit. Hulle gee vir my hierdie excellent service, en hulle overcharge my nie eers nie, dan sê dit soos kruit. En dit is die tipe norm wat ons moet uitdra. En dis ook hoekom ons burn-out het, want ons het nie
vaste, gesonde gewoontes nie. En dis letterlik iets wat jy moet kweek. Gewoontes kan nie net van self in plek val nie, want onthou jou default setting is die maklikste manier. Easy way out, with the least resistance, daai tipe van ding. So jy moet intentioneel harde dinge aanpak om jou karakter te bou en jou 'n beter mens te maak. Die volgende punt wat miskien 'n rede kan wees van jou uitbranding is die manier hoe jy dink. Mense dink hulle baie keer in trauma in. Dit klink dalk nou verskriklik. Maar mense dink hulle baie keer in donker te in. Want as jy nooit geleer het om jou emosies te reguleer wat protecting your heart is nie, en jy het nooit geleer om jou gedagtes gevange te neem nie, is natuurlik dan hoe jy dink, dan kan enige gedagte net in jou gedagte inkom. En weer eens jou default setting is om altyd na die negatiewe toe te gaan. So as jy nooit die spier gebou het for taking your thoughts captive, as jy die oomblik anxiety voel en sê, hier is nie van die Here af nie. I do not have a spirit of fear. I do not have a spirit of anxiety. Dit is nie van die Here af nie. I will not be anxious. Here, ek sal nie bang wees nie. Ek glo in nie, ek vertrou hom nie. En hierdie dinge moes ek self in my lewe prakties gedoen het. Daar was tye in ons lewe wat ons niks gehad het nie. Finansieel praat ek nou. Ons was op 'n stadium so arm, ons spot nou nog daaroor. Ons het op 'n matras geslaap. Toe ons net getroud was, ons het nie eens gordyne aangehad nie. My man moes die lig afsit dat ek kan aantrek, nie. Dis waar ons begin het. Ek love daai tye. Want dan het jy geleer van om niks te hê nie en tevrede te wees. En meer te hê en tevrede te wees. En dat dit wat jy het nie jou geluk bepaal nie, maar dis binne in jou, die karakter wat God binne in jou plaas. Maar die lank en die kort wat ek wil sê is, daai tyd het ek sulke skrifte teen die muur opgeplaas, gesê, Here, ek sien nou nog nie finansiële deurbrok in ons lewe nie. Maar, en dan het ek dit belei. Dan sê ek daai hele skrif wat ook sê van, you will lend, of they will borrow from many but lend from few. So ietsie was een van die skrifte. Ek praat nou van 20 jaar terug, gaan nie alles nou presies kan onthou nie, maar ek het dit oor ons lewe belei en gesê, Here, ek sal niks tekort kom nie, want U gaan ons voorsien in elke liewe behoefte wat ons het, en die Here het meer as genoeg vir ons gesê. Maar daai tyd moes ek dit vir myself belei, want ek was nog jonk in die Here en ek het nog baie dinge wat ek moes geleer het en ek moes dit verstaan het, en dan moet jy leer. Die lank en die kort wat ek wil sê is, jy moet leer om jou gedagtes intentioneel gevange te neem en te kies waaroor jy gaan dink. Gaan kies wat jy gaan toelaat. Jy kan nie net enige ding dink omdat dit net 'n gedagte is nie. En dit is waar overthinking ook inkom. En wanneer oordink mens? Wanneer jy wil gaan slaap. En ons gaan nogal bietjie by daai enetjie ook uitkom, en dit is wanneer die stres en die druk inkom, is wanneer jy gaan lê nou eers dat jy al hierdie gedagtes, dit het gebeur, nou gaan dit, hoe gaan ek hier goed doen? Jy kan niks met daai dinge doen terwyl jy daar lê nie. Dit bring niks by, of dit dra niks by tot die probleem nie. Dit vererger die probleem, maar dit vererger meer burn-out, dit vererger meer stres, want onthou as dit kom by burn-out, moet jy die redes vind vir wat jou stres. Wat is my stressors? En jy moet dit intentioneel uitsny. Baie van dit is binne in jou beheer, en baie van dit is buite jou beheer. So maak daai lysie. Wat het ek beheer oor? En begin beheer oorvat. Avoidance is die grootste rede hoekom mense nie deurbraak kan kry wanneer dit kom by burn-out nie. Ek ken baie mense wat in burn-out sit, maar jy kan hulle letterlik nie help nie, want hulle avoid. Dan sê dit soos, okay, baie kan jou nie help nie, letterlik. Dit en pride, jy kan nie iemand help wat avoidance het nie, jy kan ook nie iemand help wat pride het nie, want hulle wil nie gehelp word nie. Hulle doen dit letterlik aan hulle self. En jy kan kies, net jy kan kies wat jy gaan toelaat in jou hart. Net jy gaan kies wat jy kan dink. Dan 'n ander groot rede vir stres en burn-out is natuurlik trauma. Nou trauma is iets buite jou. Of meeste traumas is iets buite jou. Jy was in 'n ongeluk, iemand het in jou vasgery. Miskien het jy in iemand vasgery, dan was jy dalk die oorsaak van die trauma, maar nou sit jy met die trauma wat ook eintlik buite jou beheer was, want dit was dalk 'n regte ongeluk. En nou het jy nog hy skuldgevoelens ook. Julle trauma het so 'n breë spektrum en daar's soveel aspekte van trauma. En wanneer jy deur 'n traumatiese gebeurtenis gaan jy 100% burn-out hê in jou lewe, want dit affekteer jou gees, siel en liggaam.
En dis hoekom mens goddelike geestelike inspraak nodig het, 'n veilige omgewing en 'n veilige uitlaatklep om deur die proses te werk om by genesing uit te kom. Ek kan ongelukkig nie vandag daarby stil staan nie, maar daai is 'n groot rede vir hoekom mens in uitbranding sit. Dan kan dit ook wees dat jy moet gaan sit en dink, okay, basies soos ek gesê het, jy moet die hele tyd vra, wat is die oorsaak van my stres? Wat brand my uit? Soos ek sê, wat het ek beheer oor, wat het ek nie? Wat kan ek verander, wat kan ek nie verander nie? Jy moet jou energie sien as liquid gold. En jy moet vra, waar tap hierdie goud uit, waar dit gesteel word? Want hierdie goud moet goddelike koninkryk bou. Dis besig om die strate te bou in die hemel. Nee, maar wat jy hoor wat ek sê is, ons moet krag hê om te kan doen, produktief te kan wees vir dit wat die Here vir ons wil hê ons moet doen. So maak 'n lysie, wat is goed vir my? Wat is sleg vir my? Vriende, familie, omstandighede, waar is dit? As ek daar is, dan weet ek is uitgebrand. Dit is nie goed vir my nie. En dan moet jy 'n wilsbesluit neem. En dis waar die keuse inkom. En dis waar die verandering en die aanpassings inkom. En waar jy moet besef, ek kan nie so aangaan nie. Ek gaan hierdie goed intentioneel in my lewe moet uitsny. Anderste gaan ek nooit by genesing uitkom nie. Ons gaan gou weer 'n breek vat en dan gaan ons oor die volgende letter praat van vrede en rus. Welkom terug julle, ons kuier nou so lekker saam en ek hoop regtig dat hierdie vir jou 'n mind-opening moment sal wees. Want julle, ons moet besef, ons kan nie net so aanhardloop nie. Ons brein 'n verskriklike besige aan die gang wêreld wat die heeltyd vir ons wil pressure en die heeltyd vir jou wil sê, jy moet meer wees as, jy moet dit, jy moet niks. Jy is net wie God sê jy is. En dis hoekom dit so belangrik is om by sekere beginsels uit te kom en net weer 'n bietjie stil te staan en sê, hey, hoe is ek besig om my lewe te bestuur? Okay, so ons is nou besig met die akroniem met vrede en rus. En ek het nou al gepraat oor die V wat verandering en aanpasbaarheid is in ons vorige episode. Ons het nou net gepraat oor die redes. R is redes. Hoekom het ek hierdie stresse in my lewe? Wat laat ek toe? Wat laat ek nie in my lewe toe nie? En E is ek tyd. Dis daai me time. Baie keer sit ons met hierdie uitbranding, net eenvoudig omdat ons te veel van onsself gee. Jy moet 'n mamma wees, jy moet 'n vrou vir jou man, jy's 'n vriendin, jy het soveel hoedens wat jy dra en ons soveel goed wat jy moet doen in jou lewe, dat ons gee vir almal om ons, behalwe vir onsself. En dis juis hier wat ons moet agterkom. Dis nie selfsugtig nie. Dis nie net van, ek moet gepamper word en mi. Jy kry hierdie mense wat so selfgesentreerd is, alles draai net om hulle. Maar dan kry jy juis die wat 'n givershart het en hulle tap hulle self letterlik leeg, want hulle voel hulle moet alles en almal om hulle red en dan keer dit laat hulle dan by redding eintlik uitkom. En baie keer trek ons van hierdie goed aan, wat nie ons in is veronderstel is om te wees, soos wat ek nou verduidelik het nie, omdat ons so diep voel. So weer eerstens moet jy vra, dit is hier wat jy moet agterkom. Wat is my verantwoordelikheid en wat nie? Wat het ek opgeneem wat die Here gesê het, wat nooit joune was in die eerste plek nie? En nou gaan kyk ons weer na Jesus. Tot Jesus het dit vir ons kom demonstreer. Hy het bedien en dan het hy mense gesond gemaak en hy het hordes mense bespreek en dan het hy broodjies en visse en duisende, maaltye verander. En as jy weer kyk, dan is Jesus weg. Dan het hy verdwyn, hy het opgegaan in die berg en hy het alleen tyd gaan spandeer by die Here en by sy voete. Hy het gereeld alleen tyd gaan spandeer. Gaan reeltyd, en dis weer eens waar dit terugkom van gaan tap by die Here. Maak God jou eerste prioriteit. So hy het uit 'n posisie van rus uit gaan bedien. Hy het besef hoe belangrik is dit om alleen, net hy en die Here, maar ook alleen tyd te hê, weg te kom van mense af. So as jy nie intentioneel tyd gaan uitsit om by jouself uit te kom en jou gesondheid te bou nie,
dan gaan jy verseker leegtap. En dis waar daai people pleasing aangespreek moet word. En ek dink elkeen van ons het op 'n stadium daar gesit. Laat ons soveel van onsself gee en dan letterlik ten koste van jouself. En eers moet ons daai balans kry. Wanneer moet ek gee en wanneer moet ek weer volmaak? Want jy kan nie gee wat jy nie het nie. Jy kan ook nie gee ten volle as jy nie gesond is nie. As jy self nog sukkel met genesing en jy self nog broken, jy kan nie uit jou brokenness uit gee nie, maar jy kan deur goddelike krag alleenlik gee. Kyk, baie keer is mens nog stikkend en ek sê nie dat mens moet perfek wees, is glad nie wat ek sê dat jy moet perfek wees voordat jy bedien nie, maar is baie keer in jy het nog nie eers die antwoorde gekry nie. Nou wil jy ander mense help omdat jy dieselfde voel wat hulle voel en dit kan baie gevaarlik wees want ons kan nie in ons eie krag iemand red nie. Ons kan dit net doen deur goddelike krag. Ook, as jy nou gaan vlieg die dag, wat is die eerste ding wat hulle vir jou sê as jy 'n babatjie saam met jou het? Hulle sê, gee eers vir jou self suurstof en dan vir jou babatjie. En dis eintlik logika, en die lewe moet ook so werk. Jy moet eers vol word, voordat jy vir jou kind kan gee. En dit is presies hierso wat dit nou weer hand aan hand kom, by die lysie wat jy gemaak het, van wat dit is wat my in die eerste plek uitgebrand het. Waar is dit waar daar mense is, wat dit nie vir my gun, laat ek myself voltap nie. Wat nie vir my gun, dat ek gelukkig is nie. En weet julle, dit is vir my so hartseer ook. Kyk, mens hart werk baie hard. En jy gee, en jy bedien, en jy gee soveel van jouself, en dan vat jy voorbeeld 'n breek, en jy gaan weg. En dan kan jy partymal hoor hoe mense nou sê, o, was julle nou alweer weg? O, julle is so lucky. En dan dog ek, jy het nie 'n idee hoe nodig het ons hierdie breek gehad nie, of dit, of dat. En dan is dit vir my so ironies, dat mense dit nie gun vir ander mense nie. Jy moet eintlik opgewonde raak, as mense vir jou sê, hulle gaan weg. Dan moet jy sê, sjap, mooi, jy moet vir hulle accolades gee. Want dan beteken dit, daai persoon kyk na hulle self. You work hard, and you play hard. En dit is daai beginsel wat mense moet ook toepas. Want dit is juis hoekom mense dan met hierdie burn-out sit. En dit is ook hier waar jy moet agterkom, byvoorbeeld, as jy, wat ek agtergekom het is, met my burn-out is, ek kon glad nie groepe hanteer nie. Daar was, ek dink dit was soos Bethel of Passion of iemand wat daai tyd hier in Suid-Afrika was, daar by die Voortrekker Monument, en ons het die aand uitgegaan. En dit het my geweldig uitgeput. Dit was die amazingste aand, maar toe klik ek. Ek is so moeg dat sensories kan ek nie groepe hanteer nie. Dis nou dalk net 'n voorbeeld, maar mense moet jou seisoene gaan lees. Daar's 'n tyd om passion conferences by te woon en daar's 'n tyd om te sê nee, ek het nie die kapasiteit om dit nou te hanteer nie. Dis 'n goddelike ding. Dis nie te sê dis verkeerd as jy sê jy wil dit nie bywoon nie. Dis net van ek het nou nie die kapasiteit om dit te doen nie. Daar's 'n tyd wanneer jy klein kindertjies het, wat jy nie nog kan rondhardloop en besighede bou en mense wil sien en alles ten koste van jou kind nie. Daar's 'n tyd en 'n plek van anders vir alles in die lewe. En dit is ook waar mens moet intentioneel daai ek-tyd moet beginne insit. Wat recharge my? Wat het ek nodig om weer mens te voel? Partymal is dit net, gaan net 'n bietjie salon toe en gaan vir 'n massage of doen bietjie jou hare, doen bietjie jou naels, kom by jou hartsvriende uit. En jy moet dit intentioneel doen. Dit is altyd vir my so interessant dat ek weet op 'n stadium toe het iemand vir my gesê, "O, julle doen altyd sulke lekker goed." Dis nou al jare terug. En dan, julle is altyd so lucky want julle doen sulke lekker goed en toe sê ek vir die persoon, "Maar hoe bedoel jy nou? Dit is vir my 'n prioriteit. Dis hoekom dis die eerste ding wat ek in my dagboek sit. As die jaar begin, die eerste ding wat ek skeduleer, is ons vakansietye en wanneer ons wegbreuke gaan doen. Want sonder dit kan ek en my man nie doen wat ons doen nie. En dan is dit nie 'n luxury nie. En dit is nie van, julle is so lucky nie. Ons doen dit intentioneel. As jy nie gaan intentioneel sê, luister, ons gaan wegbreuke doen nie. En dan praat ek nie van dit met duisende rande kos nie. Julle kan gaan kamp.
Mens kan net 'n bietjie sê, okay, hierdie naweek gaan ons bietjie na die botaniese tuine toe. Weet julle hoe mooi is die botaniese tuin? Ek meen, jy moet intentioneel mooi en tyd uitkoop waar jy lekker doen. Dit gaan nie van self kom nie. Want ons as mammas is ingestel die heeltyd op ons kinders se behoeftes, ons man se behoeftes, jou ma se behoeftes. Daar's soveel mense vir wie ons onsself gee en dan loop ons leeg. En die ding is, jy kan nie uit 'n leë beker gee nie. Jou beker moet eers vol tap voordat jy kan uitgee. En dis weer eens waar die gesonde grense inkom. En ek sal regtig aanbeveel, as jy nie kan nee sê nie, doen daai kursus. Ek moes self daai boek 3 of 4 keer eers deurlees voordat my kop dit kon verstaan. Want ek kon nie verstaan hoe in my lewe sê jy vir iemand nee nie, want ek het gedink dit is verkeerd om nee te sê. Want dan is dit selfsugtig, want dit is die myths en die misbeliefs wat ons het oor om nee te sê. En dan agter te kom dat om juis 'n regte nee op die regte tyd te sit, juis liefde is. Want jy sê ja vir dit wat goed is, jy sê ja vir dit wat goddelik is, en jy sê nee vir die abuse en die teikers wat jy wil leeg tap. So voor jy weer vir daai volgende skoolprojek gaan ja sê, vra eers vir jouself, ten koste van wat gaan ek dit doen? En wat is die motief van my hart? Want onthou, in alles wat ons doen, is daar altyd 'n voice binne in ons. Doen jy dit weer eens om die accolades te hê van ander mense? Of doen jy dit omdat jy sê, die Here het vir jou gesê, jy moet betrokke raak? So ons kan nie net sommer net gee en dink ons gaan okay wees nie. Ons moet die hele tyd intentioneel sê, Here, uit wat uit gee ek? Want jy sien, is baie keer uit omdat ons juis 'n leemte het van wie ons is en ons identiteit, laat ons vir sekere goeders juis ja sê en gee, want ons voel dit gaan ons laat belangrik voel. Dit gaan vir my identiteit gee, want as ek dit gaan doen, dan sê jy, you are now the go-to girl, hoor, ja, die. En dan op die ouene, dan is dit nie uit 'n goddelike motief nie. En dan gaan dit jou verseker leeg tap. So ons is nie veronderstel om te hardloop en dan te rus. En dan, net as jy opstaan, dan hardloop jy weer, jy skaars vol, nou hardloop jy weer. Nee, dis andersom. Jy gaan sit en jy tap eers jouself vol. Jy maak eers seker jy het die kapasiteit. Jy maak eers seker jy het die integriteit. Jy maak eers seker you've got the ability en dat jy die tools het en dan begin jy uit dit uitgee. Want mense wat insecure is en wat nog nie seker is wie en waar en hoe nie en hulle identiteit nog soek in dit wat hulle doen seker goed. En ek praat nou van bediening ook. Hulle gaan letterlik in die bediening en hulle is welsprekend, hulle is motiverende sprekers en hulle is dit en hulle is dat. Maar dit is uit 'n ding uit van ek is oulik en mense moet my raak sien. En dan is dit uiteindelik amper wil ek sê half hipokrit. Jy's amper 'n hipokrit want jy wil iets gee wat jy nie is nie. Jy kan net wees en gee uit dit uit wanneer jy self vol is en jy dit by God gekry. Godly wisdom kan mens nie copy en paste nie. Dis letterlik iets wat die Here vir jou gee in die swoeg en die sweet. In die soeke en die swaar kry en in die Here, ek soek U, ek sterf vir myself, dan kan jy dit kry en dan alleenlik kan jy uit dit vir ander mense gee. So maak eers jouself vol en uit die rus van die Here uit moet jy dan gee om jou. So voor jy enigiets aanpas, soos ek gesê het, moet jy jouself vra, het ek die kapasiteit? Ten koste van wat gaan ek nou dit doen? Is dit dalk nie dat jy dit doen omdat jy bang is, nou mis ek 'n geleentheid, ek moet net nie iets mis nie, en jy doen dit maar net want dit is 'n goeie idee. Jy wag vir God's timing. Daar's 'n plek en 'n tyd vir alles.
En baie keer as ek nou terugkyk so my eie lewe ook, as ek funksies gereël het en so aan, en party funksies was baie suksesvol en mooi uitgewerk en alles het in plek geval, dan weet jy, God was in hierdie ding. En dan die volgende ding, ek wil net nie van die grond af kom nie, die ding wat net nie werk nie, party van dit was 'n hele mislukking, en dan sê dit so, ek is die mislukking, en dan sê die Here, nee, dit was net jy wat vooruit hardloop. Hierdie was nog nie die tyd nie. En dit is dan daar waar mens dan moet sit en sê, Here, ek wil net saam met U hardloop. En mislukkings is betuimel baie goed, want ewen in dit is dit nie 'n mislukking nie. Jy leer. Jy kom agter, dis hoe dit werk. En partymal was dit letterlik dat die Here dit veroorsaak het dat dinge nie uitwerk nie. Nie omdat jy op 'n verkeerde tyd eers was, dit was net hy wou vir jou geleer het iets in daai situasie. En ons moet dit nooit aantrek en dink ek was 'n mislukking nie. Dis net dat die Here vir jou wil leer. My timing is die perfekte timing. En dis dan ook hierso waar ons met mense moet onderskei. Mense gaan verseker kwaad wees vir jou as jy begin nee sê, ekskuus, ek kan nou nie meer saam skinder nie, ek kan nou nie meer saam praat nie, ek kan nou nie meer hierdie ding doen nie, want dit tap my energie. Daar's vir my niks goddelik nie, ek kan nie meer idle net gaan sit en nou kuier ons en ons praat oor wêreldse goeters en ons bespreek net mense, ek kan nie dit meer doen nie, want dit dra nie by tot my groei nie, dit dra nie by tot goddelikheid nie. En dis dan ook hier waar mens dan agterkom. Respekteer daai mense my ooit? Gee hulle eintlik opreg om? Wie is my ware vriende? Wil hulle net hê wat jy het? Of is hulle lief vir jou, wie jy is? Ons gaan so vinnige breek vat, en dan gaan ons gou afsluit met alles wat ons vandag bespreek het. Ek is nou weer terug. Welkom terug julle, ons het nou so lekker gesels en ons het soveel aspekte nou gepraat oor wat is dit wat jou energie tap. Julle, dit is so belangrik om hierdie goed net bietjie vas te vat in mense lewe en nie net idle aangaan en te sê, ag laat God se water of God se akker vloei nie, maar intentioneel verantwoordelikheid te vat. En stewardship op te neem, want die Here vereis dit van ons. So kom ons gaan kyk gou 'n bietjie na 10 punte wat ons nou vandag bespreek het. So eerstens het ons gepraat van, jy moet so 'n groot liefde en 'n passie hê vir God, dat sy goedkeuring en nie mense se goedkeuring vir jou die belangrikste is nie. Tweedens, moet jy vir jouself sê, wat is die motief van my hart? Hoekom doen ek wat ek doen? Hoekom sê ek wat ek sê? Is ek besig om mense op te bou of breek ek mense af? En wie probeer ek beïndruk? En wie bepaal die sê in my lewe? Wie het die hardste stemme in jou lewe, nê? Nommer 3 is dit wat mense van jou verwag? Is dit wat jy van jouself verwag? Jou ma, jou man, jou kinders, of is dit wat God van jou verwag? Nou onthou, as jy gaan begin nee sê vir die verwagtinge van mense wat buite goddelike doel vir jou lewe is, gaan hulle ontstel wees, want controllers like dit nie. Jou mamma gaan kwaad wees, jou man gaan kwaad wees, jou vriendin gaan kwaad wees, as jy sê, ekskuus, ek kan nie dit nou doen nie, want dit wat jy vir my verwag, dis nie deel van my roeping nie, dit is nie wat die Here vir my wil hê nie. Maar dit gaan weer eens ook natuurlik met goeie kommunikasie en om met mense ook 'n pad te loop en te sê, is ons besig om goddelikheid te bou of is ons besig om mense koninkryke te bou, nie? Nommer 4. Is jou goedheid besig om jou leeg te tap? So wie se opinie bepaal jou dade? Wat jy dink, wat jy doen en wat jy besluit. Nommer 5. Gee jy meer vir nie die mense uit omdat hulle jou manipuleer om te gee, you need, I need en hulle die hele tyd emosionele needs nodig, need of gee jy vir feeding mense? Nou feeding mense wat ek nou nie mooi verduidelik het nie, is mense wat jou ook voed. Jy kan na hulle toe gaan met jou probleme, maar hulle kan ook na jou toe kom met hulle probleme. Daar's 'n vice versa. Julle voed mekaar se siele. Dit is wat 'n feeding mens is. Nou nommer 6 is, ons is nie veronderstel om ander se lewens vir hulle te dra nie, hulle verantwoordelikhede op te neem nie. Maar ons is veronderstel om mekaar te ondersteun
en mekaar raad te gee en mekaar te lei wie na die Here toe, na die Redder toe, né? Daarom is ons ook nie veronderstel dat ander mense se opinies, se probleme en te besluite ons beheer nie. You must let go. Nommer 7, die grootste rede hoekom mense sit met burn-out, is omdat hulle prioriteite nie reg is nie. God moet eerste kom in alles wat jy doen. Nommer 8, voor jy enigiets aanpak, hoor eers, wat is God se roeping vir jou en wat is die doel? Nie wat mense van jou verwag nie. So kry jou perspektief weer reg. Sny alle onnodige stemme en opinies uit wat nie bydra tot die waarde wat die Here vir jou in jou lewe het nie. Nommer 9. So as jy nie intentioneel tyd gaan uiteensit om by jouself uit te kom en jouself weer vol te maak en om by gesondheid uit te kom nie en jy stel die hele tyd mense bo jou gesondheid, gaan jy nooit by rus kan uitkom nie. Nommer 10. So ektyd beteken om by dinge uit te kom wat jou weer recharge en waar jy intentioneel tyd gaan maak om dinge te doen wat jou weer gaan volmaak. En onder andere is dit natuurlik ook om by God se woord uit te kom. So dit is so belangrik om by 'n plek van rus of uit 'n plek van rus uit te bedien. En dit alleenlik dan kan jy gee wat die Here vir jou gegee het om te gee. Ons kan nie, soos ek gesê het, eers hardloop, uitgebrand wees en dan wil rus nie. Ons moet uit die bron van goddelike rus uitwerk. So volgende week gaan ons 'n bietjie praat oor hoe belangrik is gebed in jou lewe. En hoe dit 'n impak kan maak in jou lewe en 'n verskil kan maak en jou help om jou fokus te skei. Dat jy kan op dit fokus wat die Here wil hê, jy moet op fokus. So ek gaan net vir ons vanoggend sluit met gebed. En ek wil net almal van julle net opdra en net, kom ons bid net 'n bietjie saam. Dat ons by die Here ook hoor, laat die Heilige Gees met ons praat vanoggend en sê, wat is daar in ons lewe wat ons intentioneel toelaat, wat ons vrug kom steel, wat ons uitbrand, ons uitput wat nie van hom af is nie. So Here, ek bring net vanoggend elke luisteraar na U toe en ek vra Here, kom en kom praat met elke luisteraar. Here, dingetjies wat dalk in hulle lewens is en U ken elkeen wat geluister het vanoggend. Heilige Gees, U weet wat in hulle harte aangaan. U ken hulle teleurstellings, U ken hulle uitdagings, U ken hulle vrae in hulle hart. Heilige Gees, kom en kom antwoord. Kom gee wysheid, kom gee insig en breek vir hulle oop dat hulle nie victims is van hulle omstandighede nie, maar dat ons deur die waarheid van U woord kan deurbraak en elke stronghold en elke misbelief kan afbreek wat teen U woord is en dat ons in gehoorsaamheid kan opstaan om te sê, Here, ons kies U. Ons kies om U eerste te plaas in ons lewe. Here, ons kies om U eerste te plaas in ons harte. Ons kies om ons kinders, ons mans, ons gesinne, ons ouers, ons alles onder U te plaas. Here, ons sal nie mense dien bo U nie. Ons sal nie ons bediening plaas ten koste van U nie. Want op die ouende, it's all about You. Here, en wys vir ons waar ons intentioneel eintlik in sonde ingegaan het, vir ons dinge bo U geplaas het. Here, en ons wil net kom jammer sê vanoggend. Kom herstel, kom genees en kom deur die Heilige Gees en bring genesing. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. Mag jy 'n wonderlike oggend verder hê. Skakel weer volgende Woensdagoggend 9:00 in, dan gaan ons weer lekker saam kuier. Totsiens.